Goeiedag, lewende woord Centurion. Dis lekker om hierdie tyd saam met julle te spandeer op woordskool. Wouter kon nie hierdie week opneem nie. Hulle het nie krag nie. En ek was baie opgewonde toe Wouter en Dot vir my vra dat ek hierdie tyd saam met julle spandeer. So ek is vir die volgende 2 weke saam met julle en dan is Wouter hulle weer terug aanlyn. En is my lekker om bietjie in te staan vir hom en hulle ook 'n breek te gee in hierdie tyd. So, great. Ek is excited om hierdie tyd saam met julle te hê. So ek gaan sommer dadelik inspring. Ons het net 'n halfuur. So baie om te sê en so laat daar nie op ons gewag word nie. So ek is baie opgewonde. Kom ons begin. Laat ek vir ons bid en dan spring ons in die woord in. Here, dankie vir u woord. Dankie dat u woord vir ons lewe gee en ons baie opgewonde maak oor die lewe, Here, want u het die lewe oorwin en u het vir ons die openbaring in die woord gegee om dit te weet, Here. Alle eer tot u, gee vir ons 'n liefde en 'n insig, soos ons deur die woord gaan vandag, in Jesus naam. Amen. Amen. Great, so soos julle weet, Wouter en Dot gaan altyd deur die woord op die woordskool en skrif vir skrif. Maar vandag wil ek bietjie vir julle verduidelik hoe benader ons die skrif en hoe interpreteer ons die skrif en wat moet ons glo van die skrif. So hopelik as julle hierdie sessie mooi verstaan en mooi snap. Wanneer Wouter en Dot weer oorvat en julle sien hoe gaan hulle deur die verse, dan gaan julle weet, hulle het gekyk na hierdie beginsel om die skrif te interpreteer. En ek wil graag daai gereedskap in jou hande sit, sodat jy ook kan weet. Maar as jy by die huis is en jy maak die Bybel oop, dat jy ook kan lees en ook kan verstaan en ook vir jouself die woord kan verstaan en inneem en interpreteer. So ek is baie opgewonde om dit saam met julle te doen. Great. Maar soos ek begin, wil ek vir julle 'n paar tips gee. Kom ons noem dit pro-tips vir Bybelstudie. So jy kan jou Bybel so lank reg kry. Ek gaan my nog hier reg kry. Jy kan jou Bybel so lank reg kry soos ons die skrif gaan ingaan. Maar hier is ons 'n paar pro-tips vir Bybelstudie. So die eerste pro-tip is, leer om die woord lief te hê. As jy leer om die woord lief te hê, gaan dit vir jou baie maklik wees om weer na die woord toe te gaan, weer en weer en weer, en regtig te geniet wat in die woord is. Okay. So ek het vir julle 'n akroniem hier neergeskryf op die bord, okay? So dis 'n Engelse akroniem en die woord benefits. So wat is die benefits van die woord? En hier is wat die akroniem sê. Die B van benefits staan vir bread for the soul. Die woord is brood vir die siel. Die woord gee jou siel nuwe geestelike krag. Dis die woord vir jou. Die tweede woord, of die tweede letter, E, enjoyment of good literature. Jy moet verstaan dat die woord is baie goeie literatuur. Daar is stories, daar is gedigte, daar is allerlei verskillende gesegdes en die woord is baie goeie literatuur. En die Here is 'n goeie kommunikeerder. So die literatuur is iets om te geniet. Okay, so net terug. Die woord gee vir ons geestelike krag en energie. Brood vir die siel. Die tweede een is enjoyment of good literature. Dit is goeie literatuur wat ons kan geniet. Die derde ding, nearness to God. Dit bring vir ons nader aan die Here om die woord te bestudeer. Dis hoekom ons 'n woordskool het. As jy die woord bestudeer en jy spandeer tyd met die woord, gaan jy nader aan die Here kom en jy gaan sy teenwoordigheid beleef. Die E staan vir encouragement from good news. Mense, daar is goeie nuus in die Bybel. Jy gaan bemoediging beleef wanneer jy die Bybel lees. Okay. Die F staan vir foundation, foundation for our lives. Die woord gee vir jou 'n goeie fondasie vir jou lewe. So wanneer jy die woord lees, jou lewe sal gebou wees op 'n sterk en goeie fondasie. Die I staan vir inspiration of inspirasie, om te glo, om te hoop en om lief te hê. Die woord gee vir ons daai inspirasie, om te hoop, om te glo en om lief te hê. Okay, dit is die inspirasie wat die woord gee. Die volgende letter, die T van benefits.
staan vir truth. Nou truth of waarheid is een van die waardes in ons gemeente. Die woord besit en behels 'n baie sterk waarheid. Die waarheid spreek tot die mense, die waarheid spreek tot jou. En soos jy die woord bestudeer, gaan jy agterkom dat daar sekere waarhede is waarmee jy gekonfronteer word, wat leuns in jou lewe amper uitroei, wil ek sê. So die woord het die waarheid. So maak seker dat wanneer jy die woord lees, jy besef dat daar's waarhede wat jou gaan konfronteer. En dit is 'n baie goeie ding. Die laaste punt, security. Sekuriteit teen ongeloof en die duiwel. Security against doubt and the devil. Hierdie woord bou jou geloof en dit gee jou daai sekuriteit wat jy nodig het van die duiwel. Alright, great, so dit is die woord benefit. So leer jy die goeters en weet dat wanneer jy die woord studeer, dat daar is soveel benefits in die woord. Alright, great, die tweede tip wat ek vir julle wil gee is bid. So die tips is nou nie opgeskryf nie, ek lees dit vir jou, maak 'n nota by jou huis. Die tweede tip is jy moet bid. Daar's 'n gesegde wat sê dat die woord is die enigste boek waar die skrywer van die boek altyd teenwoordig is. Die Heilige Gees speel 'n groot rol in jou interpretasie van die woord. Onthou, die Heilige Gees is kreatief en hy help jou om visie te hê en openbaring te hê om die woord te kan verstaan. So bid is 'n belangrike komponent van Bybelstudie. So voor jy Bybelstudie doen, net soos voordat jy eet, moet jy bid. En ons kan sê dit is amper soos 'n geestelike ete wat jy gaan doen en jy moet bid voor die tyd. Die Heilige Gees gaan jou lei in daai betekenis of in daai studie wat jy gaan doen. Die derde tip, en hierdie is 'n baie belangrike ene. Die derde tip is konteks bepaal betekenis. Ek wil dit vir jou herhaal. Konteks bepaal betekenis. Nou daar is twee tipes kontekste in die woord wat jy moet in ag neem. Die eerste konteks is die historiese konteks. Die tweede konteks is die of kom ons sê in Engels, die literary konteks, die skrifkonteks, kom ons noem dit so. Ek weet nou nie wat die Afrikaanse woord daar nie. Die historiese konteks moet jy vra soos, as jy gaan kyk na die Bybelboeke, dan moet jy vra, maar wat is die historiese agtergrond? Wie het hierdie boek geskryf? En aan wie is dit geskryf? En wat is die kultuur van die mense gewees in daai tyd? En die manier om daai historiese agtergrond te kry, is om iets te gaan lees soos 'n study Bible of 'n Bible dictionary of 'n commentary, 'n kommentaar van die woord. Daar gee hulle vir jou alles wat jy nodig het om te weet wat is die agtergrond van die boek. Baie van die boeke, byvoorbeeld in die Nuwe Testament, is geskryf aan die Jode. En die Jode het die wet van Moses gehad. Ander boeke is geskryf aan die Grieke. En die Grieke het nie die wet van Moses gehad nie. En hulle het 'n ander kultuur en 'n ander geloofsisteem gehad, waaraan Paulus moes, waarheen of waartoe Paulus moes spreek. So weet net dat die politiese, historiese, kulturele agtergrond van 'n boek het 'n invloed op die betekenis van die boek. Maar later oor dit, moenie te bang raak vir die oplees van dit nie, ek gaan jou mooi help met dit, okay? Die literêre konteks is ietsie wat jy makliker kan begryp nou. Die literêre konteks is die konteks van wat se tipe boek is dit? Is dit 'n brief? Daar's briewe in die Bybel. Is dit 'n narratief, soos 'n storie en hoe verstaan ek 'n storie? Is dit 'n gedig? Is dit 'n liedjie? Is dit 'n wysheid gesegde? Wat se tipe skrif is dit? Is 'n goeie vraag om jouself te vra. En hoe vind jy uit? Wel, praat met mense wat al bietjie meer 'n Bybelstudie gedoen het, kom praat met my, praat met Wouter, praat met een van die herders. Dis maklik om dit agter te kom. Okay. So, wat se tipe skrif is dit? Is 'n goeie vraag. Maar hier is makliker, né? Kom ons sê jy kies 'n versie, soos byvoorbeeld in Johannes 3 waar hy sê en God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gestuur het. Kom ons sê daai is jou versie wat jy kies om te bestudeer, okay? Die konteks rondom daai versie gaan ook bepaal wat die betekenis van daai versie is. So jy kry eers die target versie,
Okay? Die eerste vlak van konteks om daai versie is die paragraaf. Het jy al ooit vir jouself gevra van daai versie, is 'n baie bekende versie, maar wat staan in die groter paragraaf van daai versie? So ek wil jou uitdaag, gaan lees in Johannes 3, die paragraaf waarin Johannes 3 vers 16 voorkom. So die eerste vlak van konteks is die paragraaf. Die tweede vlak van konteks is die hoofstuk. Het jy al uitgevind wat in daai hoofstuk aangaan? Het jy ook geweet dat in daai hoofstuk praat Johannes ook van, in Johannes 3:3 wat ons van praat van altyd die doop, dat as jy nie van water en gees gebore is nie, sal jy nie die koninkryk van die Here ingaan nie. Het jy geweet, daar is dieselfde konteks as, en so het Jesus, of so het die Vader sy enigste seun gestuur in Johannes 3 vers 16. So die groter konteks daar is die hoofstuk. Okay. Nog 'n vlak op is die konteks van die hele boek. Weet jy waar val Johannes 3 vers 16 in die konteks van die groter boek waarin dit geskryf is? En dan natuurlik die laaste konteks is die konteks van die hele Bybel. Is die interpretasie van daai skrif gelykstaande aan wat die res van die Bybel sê? Alright, so weet net dat konteks bepaal betekenis. Dit is 'n baie belangrike beginsel om te vat. Alright, die vierde tip wat ek vir jou wil gee, pro-tip as ons dit so kan stel, is hierdie. Jy moet na die skrif toe kom met oop gedagtes of 'n oop gemoed. Baie keer is ons in ons geloof baie sentimenteel oor sekere goed wat ons glo, né? En wanneer ons na die skrif toe kom en ons lees 'n waarheid raak wat ons konfronteer, dan as dit moeilik is vir die wêreld of vir iemand wat dit lees wat 'n sentiment het om daai skrif te aanvaar, is dit baie keer die geval dat hulle eie gedagtes en hulle eie motiewe in die skrif inlees. Hulle laat nie die skrif toe om met hulle te praat met wat die skrif sê nie. Hulle lees in die skrif in wat in die mense se hart is. Ja, baie keer is daar ook 'n geval van ons leef in 'n moderne kultuur en ons is geoefen om feitelike goeders te lees. Want ons lees die koerante, ons lees Facebook posts en dit is baie keer feitelike goed wat mense daar wil post. Maar dan kom jy na die skrif toe, na kom ons sê 'n gedig toe. En die gedig is verwoord om mooi te klink, maar die simboliek, dan is ons baie keer geneig om die simboliek te vat as letterlik en dan misinterpreteer ons dit. Ander keer, so wat ek vir jou wil sê is, jy moet kom na die skrif toe met 'n oop gedagtes, met oop gemoed. Jy moet toelaat dat die skrif vir jou sê wat die skrif sê. En nie daarmee te stry of te herinterpreteer omdat jy nie hou van die waarheid nie. Laat die skrif sê wat die skrif sê en verander soos wat die skrif jou konfronteer oor sekere goeders. Jou doel om die skrif te interpreteer ook, soos die woord te interpreteer, jou doel, jou hele mission as jy 'n Bybelstudie doen, is om agter te kom wat die ware betekenis was vir die oorspronklike leser van die Bybel. Die Bybel is nie oorspronklik vir my en jou geskryf nie. Dit is geskryf vir die Grieke, die Jode, die Israeliete, die mense van daai tyd, die Romeine, die Grieke van daai tyd. Okay, so vind uit wat dit vir daai mense beteken het, voordat jy die toepassing vat en wat dit beteken vir jou eie lewe. Maar ons sal nou daarby kom. Die tip wat ek wil vasmaak by jou, is kom na die skrif toe met jou gedagtes waarwyd oop, om waarlik te luister en te hoor wat die skrif vir jou sê as individu. En ek wil sommer amen sê daar, na daai ene. Alright, so, my eerste vraag wat ek vir jou as luisteraar of kyker wil vra is, wat is die Bybel? Ek het so rukkie terug vir 'n klas gevra in die gemeente, wat is die Bybel? En die een sê vir my, dis 'n riglyn, die een sê vir my, dis die woord van die Here, ander een sê vir my dit, en dis alles reg. Maar wat ek eintlik by wil uitkom, is dat hierdie is 'n boek. Dis 'n boek, of eintlik moet jy dit sien as 'n biblioteek. Dis 'n boek wat eintlik 66 boeke insluit. En jy moet die prentjie kry in jou kop, dat jy na 'n biblioteek toe loop, en jy trek die boeke so uit, die rakke uit, en jy bestudeer elke boek op sy eie, in die konteks van die groot prentjie wat al die boeke insluit. Alright, so die Bybel is 'n biblioteek van boeke. Alright, nou kom die vraag altyd,
hoe is hierdie Bybel in mekaar gesit? Hoe pas dit in die groter prentjie? En ek gaan dit nou vir jou verduidelik. Maar voordat ek dit vir jou verduidelik, wil ek eers vir jou verduidelik, wat van vertalings? Watse vertalings moet ons gebruik wanneer ons die woord bestudeer? Okay. So, dit gaan nie noodwendig oor dat daar 'n verkeerde of 'n regte vertaling is nie. Ja, sekere vertalings is beter as ander vir die doel wat jy 'n Bybel voorsoek, 'n vertaling. So jy kry basies twee spektrums van vertalings. Jy kry 'n dinamiese vertaling en dan kry jy 'n letterlike vertaling. Die letterlike vertalings vertaal die skrif, die oorspronklike Grieks en Hebreëus en Aramees woord vir woord. In party gevalle ruil hulle die woorde net om die betekenis van daai skrif te bewaar. Want in Grieks en Engels is die woordorde bietjie anderste. Maar hulle vertaal dit woord vir woord om die letterlike betekenis vir jou deur te gee. Alright. So jy kry letterlike vertalings. Dan dinamiese vertalings is bietjie meer geïnterpreteer. Dit is bietjie meer uitgebrei en dit lees makliker. Dit is minder awkward Engels en dit lees makliker. So 'n dinamiese vertaling is baie goed vir jou wanneer jy in jou gebedstyd sit. Daar's niks so lekker soos wanneer jy 'n boodskapvertaling wat aan die dinamiese kant is. Wanneer jy sit met die boodskap Bybel en jy lees hom net en praat met die Here en spandeer tyd met die Here. Letterlike vertaling, soos die King James Version, die 2020 vertaling, die ESV translation, daai vertalings is goed vir in-diepte studie, omdat dit woord vir woord gevertaal is. Okay. So as jy 'n Bybelstudie met jou selgroep wil doen, vat 'n letterlike vertaling. As jy gebedstyd wil fasiliteer en jy wil net gemaklike skrif lees, vat 'n dinamiese vertaling. Die boodskap is aan hierdie kant, die NIV, okay. Die letterlike vertalings is soos die King James Version, die New King James Version, die ESV, daai tipe goeders. Alright. So mense, kies jou vertaling en geniet dit. Nou wil ek gou kom by hoe die woord aan mekaar gesit is. Okay. So in die Ou Testament, ek wil nou hê jy moet jou Bybel so vat en ek wil hê jy moet hom oopmaak heel aan die begin waar die inhoudsopgawe is. Daar waar die contents is en jy sal sien dat van Genesis reg deur tot die boek Ester. Ek gaan vir julle dit sommer teken hierso so. So van Genesis hierso, Genesis tot by die boek Ester is historiese boeke. So daai historiese boeke is aan die begin het die Here geskep en alles wat gebeur het tussenin. En dit eindig omtrent so 400 voor Christus gekom het. So dit is wat gebeur. Dit is wat gebeur het. Van Genesis tot Ester, dis wat gebeur het. Okay. Dan van Job tot by Song of Solomon noem ek die weird boeke. So kom ons sit hom daar. Ek noem dit die weird boeke. Okay, maar wat dit eintlik is, dis bietjie anderste tipe boeke. Dis gedigte, dit is wysheidsgesegdes. Dit is 'n anderste tipe literatuur, okay. So hulle pas nie noodwendig in die tydlyn in nie, alhoewel die skrywers van hulle pas daarin. Maar die manier wat jy hulle gaan interpreteer, gaan ek later vir julle verduidelik. Okay, so kom ons hou die weird-boeke daar, dis die volgende 5 boeke. Dis Job, Psalms, Spreuke, Prediker en Hooglied. Dit is die wysheidsboeke. So Genesis tot Ester is die goed wat gebeur het, dan het ons die wysheidsboeke en dan van Jesaja tot Maleagi het ons die profete. En die profete is geskryf in die tyd wat hierdie goed gebeur het. Jy gaan sien, daar's nie genoeg tyd om vir jou 'n voorbeeld te gee nie. Maar jy gaan sien byvoorbeeld as jy kyk na Jesaja 6, dan praat dit van in die jare van King Uzziah, koning Uzziah. En daai koning Uzziah is in die boek van konings sê dit wat daar gebeur het. Maar die profesie is in die tyd van die konings gespreek. So eintlik in beginsel sê daai boeke aan die begin, die narratiewe sê wat gebeur het en die profete sê wat gesê is in daai tyd. Die profete spreek in daai tyd en die ander boeke vertel die storie van daai tyd. So dis wat gebeur het, dis wat gesê is. En dis baie interessant. Okay, so as jy
as jy gaan lees van die tyd van jy weet van Jerusalem wat weggeneem is na Babylonië toe in die konings, dan gaan jy 10:10 in die profete ook kry wat hulle gespreek het in daai tyd. Esegiel was in die platteland van Babylonië terwyl Daniël in die kabinet was. En jy kan so mooi sien wat se tipe profesie is gespreek vir die verskillende dele van die land in dieselfde tyd wat dit gebeur het. Die interessante ding is dat die Nuwe Testament werk presies dieselfde. So hierso begin die Nuwe Testament evangelies. En hulle gaan aan al 4 evangelies tot by Handelinge, hier is ons Handelinge ook. En die evangelies en Handelinge vertel wat het gebeur. En wat Handelinge sê is, Paulus het gekom en hy het Efese toe gegaan, en toe het hy Filippi toe gegaan, en toe het hy Thessalonika toe gegaan, en toe het hy Athene toe gegaan, en toe het hy Korintiërs toe gegaan, en toe gaan hy verder, en in die tye wat hy so getoer het, in die plekke wat waarlik daar bestaan vandag, het hy briewe geskryf in daai tyd. So as jy wil weet, wat was die kommunikasie in daai tyd tussen die apostels, en dan sal jy sien die briewe pas in die narratiewe in. So in die Ou Testament, van Genesis tot Ester, dis wat gebeur het. Die profete, dis wat gesê is in daai tyd. Handelinge het die Nuwe Testament, die 4 evangelies, en dan die briewe wat geskryf is daarna, sê wat gesê is en wat gekommunikeer is in daai tyd. Alright, dit is baie interessant, ek het min tyd om dit alles vir julle te verduidelik, maar dit is so verstommend hoe amazing die Here dit so aan mekaar gesit het. Alright, so dink hieroor, en as jy vra het hieroor, kom praat met ons, ons geniet dit altyd om te praat oor hierdie goeters. Alright, dan om dit saam te vat, het ons hierdie ander boek. Ek net hierdie gou hier uithaal. Ons het hierdie ander boek, en daai boek noem ons Revelation of Openbaring, en hy vat alles so bymekaar. En hy eindig die boek af met die tyd wat Jesus gaan terugkom, en 'n nuwe Jerusalem, 'n nuwe aarde skep, en met sy wederkoms. Alright, so dit is vir jou wanneer jy die Bybel benader. So ek wil in die volgende week, of ek wil nou vinnig begin daarmee, maar in die volgende week wil ek graag 'n boek saam met julle doen. So die eerste ding wat ek by julle wil vasmaak, soos ons die boeke benader, is ons gaan 'n Nuwe Testament brief doen, en ek wil 'n paar beginsels vir jou gee oor 'n Nuwe Testament brief, voordat ons volgende week in dit ingaan. So maak seker, jy's gereed om hierdie brief te benader volgende week. So, die ding wat jy moet verstaan van briewe in daai tyd. Briewe in daai tyd is baie soos briewe wat ons vandag, of kom ons sê e-posse, wat ons vir mekaar vandag stuur. Ons het 'n baie spesifieke formaat waarmee ons 'n e-pos stuur, of kom ons sê net so 'n paar jaar terug 'n brief stuur. Jy weet dat as jy in skool leer om 'n brief te skryf, dan maak jy punt 1 is jou adres, en dan die ander persoon se adres, en dan jy 'n inleiding, jy dan die groot deel van die brief, en dan aan die einde sê jy liefde Johan, of wie ook al. Okay. Daar's 'n formaat. In die tyd wat Paulus in Rome en in die Griekse wêreld daai tyd beweeg het, was daar ook 'n formaat waarin hulle 'n brief skryf. Ek wil die formaat vir jou hierso neerskryf. So hier is die formaat. Die eerste punt wat jy doen as jy 'n brief skryf in daai tyd, is jy sê van wie af kom dit? Wie skryf die brief? Die tweede deel, sê jy aan wie? Die derde deel, groet jy? Die vierde deel, bid jy? Dis baie goeie maniere daai tyd om 'n gebed te skryf vir die persoon aan wie jy 'n brief skryf. Dan het jy die brief, okay, en dan die 6de deel, groet jy weer. Okay, dit is hoe jy 'n brief skryf in daai tyd. So, om dit in praktiese terme te stel, as ek 'n brief vir jou skryf, gaan ek sê, Johan, aan die luisteraar, ek groet jou in die naam van Jesus,
Ek bid altyd vir jou wanneer ek aan jou dink, omdat jy deel is van hierdie gemeente en dat ons hoor altyd van hoe julle die pad stap met die Here en ons bid altyd vir julle. Dan, die rede hoekom ek hierdie brief wil skryf is dit en dit en dit en dit. En dan aan die einde sê ek, stuur groete vir die ander gemeentelede en die mense wat om jou is. Alright, so dis hoe jy 'n brief skryf in daai tyd. So hier is jou huiswerk, gaan kyk na die Nuwe Testament briewe van Galasiërs af reg deur die ander briewe. Jy sal sien, elke een van hulle begin met van wie af kom die brief, aan wie af is dit, 'n groet, 'n gebed, dan die brief, dan 'n groet aan die einde. Daar's een brief wat nie 'n gebed in het nie. En dis omdat Paulus kwaad was vir die mense aan wie hy skryf, en dis die boek Galasiërs. Dit is moeilik om te bid vir iemand vir wie hy kwaad is. Ja, Paulus het nie 'n gebed in daai boek gesit nie, maar die res volg almal hierdie struktuur. Nou hier is die fout wat baie mense maak. As ek 'n e-pos vir jou stuur en jy lees hom, hoe lees jy hom? Jy lees hom van begin tot einde om die hele vloei van my argument of my versoek deur te gaan. Maar ek het hierdie een vriend, kom ek sê hoe lees hy sy brief as ek vir hom 'n e-pos stuur? Hy lees bietjie die middeldeel en dan sê hy, ag, dit is so mooi en dit is so kragtig en ek gaan dit saam my vat vir die dag en dan die volgende deel sê ek, hoor jy moet gou terugkom na my toe, ek het 'n groot versoek gemaak en dit is belangrik dat jy terugkom en dan reageer die vriend van my en hy sê, weet jy, joh, dit is ook so kragtig, soveel emosie. En dan gaan hy weer, en dan volgende dag lees hy weer die begin so bietjie, en dan die volgende dag lees hy bietjie die middeldeel weer so bietjie, en die dag daarna lees hy bietjie die einde so bietjie. Dit is baie keer hoe mense die skrif lees, veral die briewe. 'n Brief is bedoel om van begin tot einde deur te lees, nie stukkie vir stukkie, soos wat ons die briewe baie keer lees nie. En die rede vir dit is, daar's 'n argument wat vloei, daar's 'n boodskap wat die skrywer wil deurbring, en dat om hom in stukke te lees, is nie soos mense e-pos lees nie, of 'n brief lees nie. Alright, so die brief wat ek wil doen met julle, gaan ek nog nie nou vir julle sê nie, want dalk verander ek my mind. Maar mense, kies vir jou 'n brief, gaan lees hom so, gaan sien hoe hulle dit geskryf het, gaan kies 'n lekker dinamiese vertaling om dit bietjie deur te lees, en dan doen ons volgende week 'n brief. Wat ek ook volgende week met jou wil doen, is ek wil jou bietjie leer hoe om kleure te gebruik, om jou Bybel vir jou bietjie in te kleur. Alright, so wat ek wil hê is, as ek hierdie volgende boodskap opneem, en ek sê vir jou wat se brief ek gaan doen, gaan op 'n Word document, gaan op die internet, gaan trek die brief af, en sit dit vir jou op 'n papier, print dit vir jou, kry jou inkleurpotlood reg, en dan vat ek jou stap vir stap deur die boek, en jy kleur dit in, en jy leer hoe om jou kleure te gebruik, om vir jouself die boek oop te maak. So mense, ek's opgewonde oor 'n nuwe era in ons gemeente, waar ons regtig in die woord inkruip en indruk, en regtig die waarheid van die woord inneem. En dis hoekom ek so opgewonde is oor die woordskool ook, dat ons regtig die woord kan inneem, en die diepte daarvan kan verstaan, en ook vir onsself. So mense, sterkte met dit, jy het jou huiswerk, gaan lees 'n brief, en ek het ander huiswerk ook vir jou gegee, wat ek nou nie, jy moet hierdie gaan vind, en dan volgende week gaan ek vir jou op 'n baie praktiese manier wys, hoe om die skrif te benader. Kom ek bid vir julle, en dan eindig ek hierdie af. Here, ek bid vir elke persoon wat hierdie gaan kyk, dat U regtig in hulle harte sal werk, en die woord vir hulle sal begin oopbreek, dat hulle lief sal word vir die woord, dat hulle U leiding sal volg in die woord, in die studie van die woord, dat hulle die konteks sal begin raak sien, dat hulle met 'n oop gemoed na die woord toe sal kom, dat U inspraak in hulle lewe kan gee, om hulle te lei na volwassenheid toe in die Gees, Here. Dankie, Here, vir U woord in Jesus naam. Amen en amen.